Ons lees, toe het sy vader hom gesien. As Jezus die storie vertel en hy sê, die vader het die jong seun gesien toe hy nog ver weg was, het hy baie meer gesê as wat ons dink. Want wat het Jezus hiermee bedoel? Die vader het hom gesien. Die vader het hom gesien. Nie enigiemand anders in die dorp of op die plaas nie. Jy sien die dorpenaars of selfs die ouwe broer sal net 'n gestalte daar in die verte gesien, 'n skaduwee wat voortstrompel, 'n hawelose vaabond, vuil, 'n boemelaar, iemand wat nie rigting het in die lewe nie. En as hy so nader kom, is dit juis wat die ander sou sien, 'n verloorder, 'n pateet, 'n kaalvoet boemelaar in verslete klere. Nog nader sou hulle gesê het, o, ek sien, dis die een wat sy pa verraai het, sy pa in die rug gesteek het, sy familie in die rug gesteek het, sy rug op sy God gedraai het. So, die beste wat hierdie jong seun so verwag, is dat hulle na hom so kyk met bejammering, en dan vir hom ietsie gee om te eet. Die tollenaars wat na hierdie storie luister rondom die tafel, dink ek sou dit gevang het. Want niemand het na hulle as mense gekyk nie, as persone nie. Want toe daar's op hulle gespoeg, hulle was indringers, hulle het die vrede van dorpies en stede in gedrang gebring. En hulle was behandel en selfs genoem honde, wat slegs van die vullishope afeet. Een van die tollenaars onthou die oomblik toe hy alles gelos het en Jezus gevolg het. Hy sê in die evangelie van Mattheus dat Jezus 'n man gesien het met die naam Mattheus. Niemand wat na sy belastingkantoor toe gekom het hom as 'n mens aanskou nie. Hulle het slegs hulle geld na hom gegooi en vir hom gevloek. Maar Jezus kyk anders. Jezus sien 'n gebroke man, iemand vasgevang in donkerte, iemand wat die leuen glo en 'n slaaf is van die leuen. Jezus sien deur die masker. Jezus sien iemand wat liefgehê word deur Vader God. Jezus sien 'n verlorene, wie gesoek is en nou gevind is en gered is. Dis hoekom Jezus saam met tollenaars en sondaars kon eet, ook saam met fariseërs. Want Jezus kyk nie na wat hulle doen nie, hulle optrede, hulle lewenswyses nie, dit wat hulle glo nie, hulle politiek nie, daai goed wat mense so verdeel. Nee, Jezus kyk nie daarna nie. Nee, Jezus kyk na hulle as skepsels van God. Hy sien die pyn wat versteek word agter al die mure en die maskers. Hy sien die verlorenheid. Hy sien iemand wat lief gehê moet word. So in die storie, die vader het sy seun gesien. Hy het nie sy seun se optrede gesien of die verslete klere nie. Hy het sy geliefde seun gesien. En sy hart het van liefde gebokspring in hom. Hy het al die tyd so verlang om sy arms weer rondom sy kind te gooi en hom vas te hou en nooit te laat gaan nie. Om hom weer na die familiehuis te lei en hom te oorweldig met liefde. Die mense wat hierdie storie gehoor het, toe Jezus dit vertel het, hierdie eerste hoorders, was almal bewus van die oog van die verbondsgod wat op hulle is. Hulle onthou die seën van die verbondsgod wat aan hulle toegesê is elke dag deur die priester. Daarvan lees ons in Numeri 6 vers 24 tot 26. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Hierdie gedeelte beskryf Vader se gesig wat skyn, wat verhelder, wat glimlag, want hy loop oor van liefde vir sy geliefde. En hierdie sien, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, praat van oë wat
stip kyk met vreugde na iemand wat herken word. Hierdie kyk sprei boekdele, want dit is soos in 'n vol en toegepakte vertrek met 'n klomp mense en 'n man en 'n vrou wat lief is vir mekaar, het mekaar verloor en hulle soek mekaar en ja, daar is jy. Ek weet wie jy is. Die oë verlig, daar's glimlag. Dis 'n verklaring van 'n spesiale kategorie van liefde. Jy's myne. En hierdie woorde wat hier gebruik word in Numeri beklemtoon God wat sy gesig na sy geliefdes toe draai. O wat sê jy behoort, jy maak my gelukkig. O wat sê God is vir jou, jy is in God se hart. As hierdie seën uitgespreek is oor mense, dan het dit eintlik 'n intentionele bevooroordeling verkondig van 'n God van liefde. En dit het sy guns en goedheid en seën verklaar vir elkeen. Dis vir almal. Die Fariseërs het weer hul eie God geskep, wat natuurlik 'n projeksie was, wat 'n afbeelding was van hulle eie blinde harte. 'n verwronge, verdraaide beeld van die ware God. Weet jy hoe het hulle God geskets? Dat God moet wrede, harde oë van afkeer kyk na mense wat nie by die reëls hou nie. 'n God wat net die heeltyd mislukkings en foute en verkeerdhede uitsniffel om te straf, om te veroordeel. Die God wat die Fariseërs geskep het en aan ander voorgestel het, was 'n God wat jy moet vrees en jy moet weet, jy is al reeds veroordeel, jy is al reeds skuldig bevind. Die eerste uitdrukking van hierdie verwronge persepsie van God het dus al by Adam en Eva opgelet. Verblind deur sonde, vlug hulle weg van God se oë. En deur die lens van hierdie leuen kon hulle slegs glo dat hy nou na hulle sou kyk met woede en 'n plan om hulle te straf. En nou, met Jesus hier op aarde, met hierdie storie, met alles wat hy gedoen het, elke woord en elke aksie, kom Jesus om hierdie leuen te ontkleer, deur die ware God te kom openbaar, wat ons ken, in ons gedagtes, in ons woorde, ons dade, in ons potensiaal. Hy ken ons swakhede, ons nonsens, en met al hierdie kennis, het God ons onvoorwaardelik, passievol, oneindig lief. Tog, al kyk God na ons met vreugde en genoegdoening in sy hart, vereenselwig die meeste van ons met die jongste seun. Ons benader God, staan versigtig nader, voel partykeer soos 'n oortreder, want ons wil hom nie pla nie, voel nie soos 'n seun of dogter nie, want dit is vir ons onmoontlik om te dink daaraan, dat ons die reg het om te dink dat hierdie God, hierdie Vader, ons huis is. Ons sukkel om te glo dat hy die plek van behoort is. En daarom voel ons maar eerder ver weg van sy teenwoordigheid. Twyfel ons maar eerder dat hy regtig lief het. Ons wil hê, ons verwelkom. Die jong man was totaal en al onbewus van die komende tsunami van liefde wat ons sou tref. En hy was nog besig om sy beplande toespraak te oefen, soos wat die bekende dorpie en plaas nader gekom het. Hy het nie 'n idee gehad dat daardie oomblik, daar al trane vloei van vreugde van die oë van die hardklopende pa nie. Miskien het hy die seun gehoop dat hy net eers 'n bietjie tot bedaring kon kom daar in die dorpie, voordat hy hierdie besigheidsplan met sy pa sou deel. Maar hy het nie geweet dat hy alreeds ingestap het in die radar
van onvoorwaardelike liefde nie. Lukas 15 vers 30. Hy het hom innig jammer gekry. Die pa sien sy seun van ver en hy het hom innig jammer gekry. Dit is eintlik 'n baie vernederende ding wat die pa in hierdie storie doen deur na sy seun te hardloop. Maar hierdie pa se hart was oorlaai met deernis, medelee, jammerte, liefde. En dit het hom net beweeg tot onmiddellike aksie. En hierdie spesifieke Griekse woord wat hier gebruik word, wat in Engels vertaal word met compassion, wat ons in Afrikaans kan vertaal met deernis of medelee of jammerte, is 'n woord wat al vir 2000 jaar gebruik word om die heerlikheid van die God van Israel te beskryf. Toe Moses vra om die heerlikheid van die Here te sien, het die volgende woorde tot hom gekom wat Vader God beskryf. Ons lees dit in Exodus 34, vers 6 tot 7. Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep, die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, barmhartig, of 'n God wat jammer kry, of 'n deernis, of 'n medelydende God. Hoe jy ook al hierdie woord wil sê, wil gebruik, is 'n baie ou woord, en oorspronklik verwys hierdie woord na ons binnekant, eintlik na ons dikdarm. Dit verwys selfs na die lewer en die niere, of selfs die hart. Hierdie woord is baie keer gebruik om liefde te beskryf, maar wat 'n mens selfs fisies affekteer. Jy weet mos as jy gespanne is, verlief is, of as iets groots gaan gebeur, is daar so 'n knop op jou maag, sê ons altyd, nee. Dit is passievolle liefde, wat hier beskryf word van hierdie Vader, hy het hom innig jammer gekry. Dit is 'n liefde met eintlik 'n mooi kwaaiheid aan, as dit sê, ek sal nie toelaat dat my geliefde voortgaan in hierdie toestand nie. God se liefde is nie 'n vae goedheid nie, wat net van ver 'n bietjie glimlag nie. God se liefde word beleef in dade. Sy redding het hy bewerk vir ons onthaalwe. Sy liefde kyk nie passief op ons neer nie. Van ver aan God in die hemel, wat nie eintlik met ons veel te doen het nie, en maar net hoop hy sou ons kon help in ons toestand nie. Nee, God se liefde beweeg altyd met goddelike energie na ons toe. So, ons Vader se barmhartigheid is goddelike liefde wat net opstaan en radikaal tot aksie oorgaan binne in ons omstandighede. 'n Liefde, 'n barmhartigheid wat gee en uitkoms bring en seën. Barmhartigheid, hierdie jammer, hierdie deernis, hierdie medelee, voel die pyn van die geliefde en sal enigiets doen om daardie pyn te stop, te keer dat dit nie meer aangaan nie.